Dit is donderdag, die 16de Julie. Hierdie week luister ons na 'n paar Johannes tekste wat mense van die vroegste kerk al in hulle geloof versterk het. Vandag is die teks Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is waarskynlik die bekendste vers in die Bybel. Martin Luther het dit die evangelie in 'n neutedop genoem. Die vers begin met hierdie aangrypende woorde: God het die wêreld so lief gehad. Die inisiatief vir ons redding kom van God af. Ons het hom nie eerste lief gehad nie, hy het ons eerste lief gehad. Met die wêreld bedoel Johannes die gefalle mensdom, mense wat van God af weggedwaal en hulle self nie kon red nie. God se liefde is nie gebaseer op ons verdienste nie, maar op sy genadige karakter. Hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Moet nooit twyfel aan God se bereidwilligheid om sondaars te red nie. As jy wonder of God jou liefhet, kyk na die kruis. Die kruis is God se grootste bewys van sy liefde. Ware liefde gee, en God se liefde het die grootste gawe denkbaar gegee, sy enigste seun. Die Vader het nie 'n engel of bloot 'n profeet gestuur nie. Hy het sy geliefde seun gegee om in ons plek te ly en te sterf. Die kruis openbaar te gelyk die erns van ons sonde en die grootheid van God se liefde. Verlossing vir ons is verniet, omdat dit Christus alles gekos het. Wanneer jy aan God se liefde twyfel, dink aan Golgotha. God se liefde word nie gemeet aan jou omstandighede nie, maar aan die gawe van sy seun. Die belofte is vir elkeen wat in hom glo. Hierdie uitnodiging is eenvoudig en allesomvattend. Verlossing is nie net vir 'n sekere volk, klas of groep mense nie. Dit is vir elkeen wat sy vertroue in Jesus Christus stel. Om te glo beteken meer as om net feite oor Jesus te ken. Dit beteken om hom alleen as verlosser en Here te vertrou. Die vraag is nie, is ek goed genoeg nie, maar vertrou ek op Jesus Christus? Geloof is die leë hand wat God se genade ontvang. Die gevolg van geloof is wonderlik. Nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sonder Christus is die mens op pad na die ewige oordeel en die ewige skeiding van God. Maar elkeen wat in Jesus glo, ontvang die ewige lewe. 'n Lewe wat reeds nou begin en vir ewig in God se teenwoordigheid voortduur. Die ewige lewe beteken nie net om vir ewig te bestaan nie, dit beteken om God te ken, in sy liefde te leef en vir altyd aan hom te behoort. As jy aan Christus behoort, hoef jy nie die dood of die oordeel te vrees nie. Jou toekoms is veilig, want jou verlosser het sonde, die dood en die graf oorwin. Daar is geen groter boodskap en geen groter uitnodiging as hierdie nie. Die God wat die wêreld liefgehad het, nooi vandag nog elke mens om sy vertroue op Jesus Christus te stel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die wêreld so liefgehad het, dat U U enigste seun gegee het. Dankie dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. Help my om elke dag meer op Jesus te vertrou en meer uit dankbaarheid vir U te lewe. Gee ook dat ek hierdie wonderlike evangelie met ander sal deel. In Jesus se naam. Amen.